Mag ek ietsie vra vanoggend? Net jy kan antwoord. Hierdie woord waaronder ons sit, wat 'n vrug word in ons lewens. Kom jy daai vrug agter in jou lewe as Christus word al hoe meer en meer geopenbaar? Of het ons dalk so gewoond geraak aan dit, dat ons dit maar eintlik as vanselfsprekend net aanvaar? Mag ek maar dit vra vanoggend? As dit ons leefwyse is, kan jy die verskil sien as vrug Christus geopenbaar in jou lewe? Dis net jy wat Christus kan openbaar as Christus. Ons is die vleesliggaam. Met ander woorde, as jy jou lewe vat waar jy nou is en jy vat jou situasies en omstandighede waaraan jy gewoond geraak het as normaal, het daar 'n verandering plaasgevind, want dis net jy wat die verandering kan bring, soos in 'n siektestoestand of wat. Hy gaan dit nie weer vir jou kom doen nie. Hy het dit klaar gedoen, dis volbring. Dis ek en jy wat met ons bewuste denke Christus die land moet plant as verheerlik, onverganklik lewe. Of leef ons nog uit ons ou herinneringe uit? As ek en jy nog leef uit ons ou herinneringe uit, is die kans groot dat dit die woordsaad wat 'n vrug moet word in die land, jou hart kan versmoor. Onthou julle die gelykenis van die saaier, wat die woord saai, en net jy kan antwoord. Net ek en jy kan antwoord. Kan ek maar ietsie vra? Soos wat ons ouer word in hierdie bediening, word ons beter en word ons sterker, of is ons maar net soos die algemeen? Mag ek dit vra vanoggend? Is 'n groot vraag. Mag ek vanoggend vra, hoe afhanklik is ek en jy van hierdie vrug as die woord, dat jou opgewondenheid en jou entoesiasme om te sit onder hierdie woord van so aard is, niks gaan my keer of stop, as om deel te wees, die vervulling as hierdie woord. Mag ek dit vra vanoggend? Mag ek dit vra? Want weet julle wat, vir ons om vanoggend hier te sit is niks. Dis van dit ons hier uitgaan in die week, wat dit alles is. Hoe ons dit hanteer, hoe ons mekaar hanteer, hoe ons nog leef eintlik as 'n ou mens uit ou herinneringe, en elke keer is dit die herhaling van dieselfde goed. Kan ek gou radikaal wees vir lig van die wêreldbedoening? Ons kan nie meer op 'n plek wees waar dieselfde ding om oor en oor herhaal as dieselfde nie. Daar moet 'n deurbraak kom. Daar moet 'n verandering kom, en dis net jy wat kan openbaar, want dis in ons. Ek hoor reeds, as ek so kyk op sosiale media, hoor ek reeds, die meeste van ons as die kerk sê, die koms van Jesus is nou naby. As jy kyk na Trump, en jy kyk na die gebeurtenisse in die wêreld, en die oorloë, en die nuus, en al die dinge, is die koms van Jesus nou naby. My vraag is, hoekom moet hy weer vir jou kom? Hoekom moet hy weer kom? Was sy eerste koms onsuksesvol? Mag ek dit vra? En as sy eerste koms onsuksesvol was, was dit omdat ons as die liggaam nie besig was met waarheid nie, want hy sal nie weer vir jou kan kom nie, want jy is die openbaarmaking as hy in vlees, Christus in jou, die heerlikheid op die aarde. Ek en jy is die openbaarmaking as sy koms, as sy vlees, as sy liggaam. Weet jy dan nie dat jy die tempel, die woning, die huis, die liggaam van Christus is nie? En daar is net een liggaam. Ons is wel verskillende lede, daar is net een liggaam. So as jy die koms verwag, is dit ek en jy wat dit moet openbaar as sigbaar, hier is hy.
As ek Jesus was, en ek hoor, ek moet nou vir 'n tweede keer kom, so ek gaan vra vir die res, maar waar was julle? As my koms, as my liggaam, as my verheerliking. Mag ek dit vra vanoggend? Ons weet, hy het kom openbaar aan ons. Ons weet, hy het kom openbaar aan ons, wie ons werklik is. Hy het kom openbaar aan ons. Hy het kom openbaar aan ons, wie ons werklik is. En toe hy uitroep, dit is volbring. Toe was dit die manifestasie, as die openbaarmaking, as die ware, wie ek en jy altyd was, soos dit was voor die grondlegging van die wêreld, die uitdrukking van God se gedagtes as sigbaar. En ons weet 3 dae later, was daar 'n opstanding. Ek gaan hom so maak. Ons weet 'n opstanding is die ontdekking van 'n geestelike waarheid, wie ek en jy is, as die ware jy. Daar's net een nuwe mens, as die liggaam van Christus. Daar's net een nuwe lewe, of een nuwe weg, die ware. En dit alles is die openbaarmaking van God as sy beeld, sy gelykenis. Laat ons mense maak na ons beeld en gelykenis. Laat hulle vrugbaar wees, laat hulle vermeerder, laat hulle die aarde vul met ons, die sigbaar word van God. Met ander woorde, hier is dit God in vlees. As jy is, by dit is volbring. Hy het hier kom openbaar aan ons, net wie ons eintlik is, wat ons eintlik was, hoe God ons gesien het nog al die tyd, want voor dit het dogma, mensgemaakte goed ons kom boelie, kom veroordeel, soos 'n Adam wat geëet het van dit wat vir hom gesê het, maar jy moet iets doen om te word, wat jy eintlik nog al die tyd is. So hy het net kom openbaar aan ons, dit is volbring. Daar's niks wat ek en jy meer kan doen as waarheid nie, behalwe ons kan dit net nou ken, dit om ons vry te maak van wie ons is. Is dit nie groot, is dit nie fantasties nie? Nou wil ek vir jou 'n inleiding bring vir vandag se boodskap. Kyk gou wat sê 1 Petrus 1. Kyk gou wat sê 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Kyk gou wat sê 1 Petrus 1 oor dit. 1 Petrus 1 vers 11. 1 Petrus 1 vers 11, en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus, wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom, en die heerlikheid daarna. Kyk op die bord, hier was sy lyde, en na dit as die opstanding, was die heerlikheid. Met ander woorde mense, ou Paulus sê in Kolossense 1 vers 26, 27 sê Paulus, ek bring vir julle 'n verborgenheid, die hoop van die heerlikheid. Kan ek gou vir julle ietsie vertel? Volgens God se persepsie, moes ons nie gewees het in die hoop van 'n heerlikheid nie. Volgens God se persepsie en volgens hierdie profete wat geprofeteer het oor dit wat gaan kom, 'n lyde en daarna die heerlikheid, was ons almal opgewek in ons erfenis as die heerlikheid. Dit was nie 'n hoop nie. Hoekom was dit 'n hoop? Hoekom was dit iets waarvoor ons gewag het, omdat ons nog nie uitgekom het by dit is volbring nie. Ons het nog gewag vir dinge wat moet gebeur. Ons het nog gewag vir 'n einde. Presies soos dit vandag nog steeds is, daarom beleef ons nie ons erfenis as hierdie heerlikheid. Die verheerliking van 'n vleesliggaam as God se huis, God se woning, God in vlees, die beeld van God vir ewig op die aarde, 'n heerlikheid, want God het in gedagte gehad 'n aarde wat hemels is en mense op die aarde wat soos hy is. En God het nog nooit van opinie verander nie. Met ander woorde, ons was opgewek, na 3 dae moes die heerlikheid manifesteer. Hoekom het dit nie? Want ons was nie besig en ons is nog steeds nie besig met waarheid as volbring nie. Die enigste rede. Kyk wat sê hulle verder.
Vers 12, aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat julle nou aangekondig is deur die wat die evangelie aan julle verkondig het, in die Heilige Gees, wat van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om te sien. Hoekom is die engele begeerig om hierdie heerlikheid te sien? Ja, gewonder. In Johannes 1 vers 18 staan geskryf, Jesus, die enige geborene in die boesem van die Vader, die woord wat vlees geword het die Vader kom openbaar, want niemand het hom gesien nie. Nie eers die engele weet hoe lyk God die Vader geopenbaar in vlees as verheerlik nie. Daarom hou die engele jou dop, die engele hou jou dop, die engele hou jou dop, en hulle kan nie wag om God as Gees in jou te sien as verheerlik. O, dis hoe hy lyk. Moet ek sê halleluja of moet ek sê eina? Vir 2025 jaar wag hy. Maar ons wag vir Jesus om te kom. Terwyl Jesus wag, wat gaan met julle aan? Julle moet my openbaar as sigbaar. Nou baie belangrik. 40 dae. 40 dae. Na sy opstanding het hy as die verheerlikte opgewekte Christus hom begin openbaar aan mense. Om aan hulle te openbaar wie hulle eintlik is, as die verheerliking, as die heerlikheid, hoe God die Vader hulle sien. En die tragedie was, die tragedie en die tragedie vandag nog in die midde van die kerk, nie een van hulle het hom herken nie. En dis vandag presies dieselfde. Die opgewekte, verheerlikte Christus as die liggaam, God in vlees, word nie herken nie, want ons het nog nie uitgekom by volbring nie. Ons verwag 'n ander Jesus met 'n wolk. Terwyl hy sit in die stoel as die verheerliking, maar hy word tot vandag toe nie herken nie. Vir 40 dae. Vir 40 dae het hy homself geopenbaar aan sommiges, soos Maria Magdalena, wat hom nie herken het nie. 2 van sy disippels op die pad van Emmaus, kom stel dit op, want dit is belangrik dat jy dit weet. Kyk wat sê Lukas 24. Kyk wat sê Lukas 24. 2 van die Emmausgangers, wat op die pad was, op die 3de dag na sy opstanding. Kyk wat gebeur. Kom stel dit op. Lukas 24 vers 13. En 2 van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het, beantwoord die kruisiging, die opstanding, alles. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop saam met hulle, maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. Hoekom was hulle oë weerhou? Want daar was 'n bedekking. Tot vandag toe is daar 'n bedekking. Wat is die bedekking? Die grootste bedekking is onkunde. Daarom sal jy die waarheid ken. Daarom is hierdie heerlikheid, hierdie ewige lewe is om hom te ken. Hy ken beteken om hom te sien vir wie en wat hy is, en hy wat jou sien vir wie en wat jy is, soos tussen 'n man en 'n vrou intiem, naak. Die waarheid jy. Die ware jy.
die ware ek. Later het hy aan die ander 11 ook verskyn. Kyk gou wat sê vers 36. En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. En hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart op? Kyk na my hande en my voete, want dit is ek self, voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. Paulus kom in die Openbaring, ek gaan nou vir jou wys waar het Paulus gekom aan die Openbaring in Efesiërs 4 waar hy sê, hierdie verborgenheid is groot omtrent Christus en die gemeente. Hy as die hoof, ons die liggaam. Ons is eintlik vlees van sy vlees, ons is eintlik been van sy been. So ons is eintlik die openbaarmaking, maar tot vandag toe word die Christus wat verheerlik is nie erken nie. Kyk wat doen hy verder. En terwyl hy dit sê, wys hulle sy hande en sy voete, en toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie, en hulle verwonder sê vir hulle, het julle hier iets om te eet? Daarop gee hulle hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek. Hy het dit geneem en voor hulle oë geëet, en hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses, die profete en die psalms, vervul moet word. Toe open julle verstand, om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, soos dit geskrywe, so moes die Christus ly en op die 3de dag uit die dode opstaan. As jy lees vers 31, nadat hy saam met hulle brood gebreek het, toe is hulle oë geopen, hulle het hom herken en hy het uit hulle gesig verdwyn. Dis hoekom Paulus sê, dis hoekom Paulus se gebed, hoor wat bid Paulus in Efesiërs 1, hoor wat sê Paulus in Efesiërs 1 omtrent dit. Hoor wat sê ou Paulus in Efesiërs 1 vers 17, hy sê dat die God, in vers 18 sê hy, ek hou ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van hierdie heerlikheid van sy erfdeel in die heiliges, in jou is, en wat die uitnemende grootte van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy die dode opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand, in die hemele. Verlede week het ons gevra, hoekom sien ons dit nie? Ons sien dit nie, want ons het nie erkenning, wie hy is en wie ons eintlik is nie. Ons verwag 'n Jesus om te kom met 'n wolk. Ons verwag 'n Jesus om te kom met 'n wolk. Kyk gou aan wie hy nog verskyn. Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 15. Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 15. Ek wil vir ietsie wys vanoggend. Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 15. Vers 4. En dat hy begrawe is en dat hy die 3de dag opgewek is volgens die skrifte en dat hy aan Cephas verskyn het, daarna aan die 12, daarna dat hy verskyn aan oor die 500 broeders te gelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna dat hy verskyn aan Jakobus, daarna dat hy aan die ander apostels verskyn, dan sê Paulus, en laaste van almal het hy aan my verskyn, ook as die ontydige geborene. Met ander woorde, toe hy aan Paulus ook verskyn, was dit Paulus. Dit was Paulus wat die verborgenheid as erkenning gevat het, en dit was Paulus wat God opgerig het, om die verborgenhede te kom openbaar maak, dat die mens kan ontdek wie jy eintlik is. Nie wat jy moet word nie, wie jy eintlik is as die ontdekking van 'n geestelike waarheid, die ommekeer van 'n bewustheid, die denke as Christus, die ontdekking van ek is eintlik nou uit God gebore, die ware. Paulus was die een gewees. En kyk wat sê Paulus in Galasiërs 1 oor dit. Ek bring so 'n bietjie geskiedenis vir jou, dat jy net sien. Hoor wat sê Paulus in Galasiërs 1 oor dit. Hoor nou wat sê Paulus in Galasiërs 1. Galasiërs 1:15 sê Paulus, maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het, om sy seun in my, sê in my. Sê oogats, is toe nie buite my nie, is toe nie daar ver nie, is toe ek. Toe sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie. Met ander woorde, hier kom God gee as 'n verskyning, God in vlees, die verheerliking, die opgewekte Christus aan Paulus, die openbaring. Paulus, dis eintlik alles in jou. Paulus, jy's eintlik die openbaarmaking as ek. Paulus, jy's eintlik my vlees. En God bring ook vir Paulus die verborgenhede aangaande die heidene.
Nou die heidene was al die ander volkerye en nasies, uitgesluit die Jode. Hoekom het God dit so gedoen? In die begin het God die Jode gebruik, want God wou deur die Jode hom openbaar as hierdie liefdevolle God, sodat die heidene en die res als kon sien, maar dis eintlik wie God is. Maar ons weet hoe ongehoorsaam was hierdie Jode, en ons as die kerk het vandag hulle ongehoorsaamheid gevat, en ons doen vandag presies dieselfde. En hoor wat sê Paulus oor die heidene. Kyk die verborgenheid wat aan hom geopenbaar word, van wie is hierdie nuwe mens, hoe lyk hierdie nuwe mens, hoe lyk die ware jy op 'n nuwe weg, want ons weet ons in Christus is daar mos nou nie meer 'n Jood nie, daar's nie 'n Griek nie, daar's nie 'n slaaf nie, almal is mos een, daar's mos net een nuwe mens, een liggaam, een geloof, een gees, die openbaarmaking van God in vlees. Hier sit hulle. Die heerlikheid wat die aarde moet bedek, soos die waters die seebodem, die verligting van die openbaarmaking, hier is God in vlees, God se droom van die begin af, en die skepping reageer, en alles is tot eer van God, halleluja, alles is uit God, alles is deur hom, en alles is tot hom. God se plan, God se idee, want God is gees. Niemand kan God sien nie, maar God wil hê, ons moet mekaar sien, dis hoe God lyk. Die wonder van die skepping moet wees, wow, dis sy ewige krag, halleluja. Hoekom lyk dit so? Ons het nog nie uitgekom by, ons wag vir dinge, en ons profeteer, en dan wag ons, hy moet kom, om ons te kom red, deur ons te kom haal, uit ons eie gemors uit, dan verwag van ons, hy moet 'n einde bring, met 'n verwoesting, terwyl hy nooit dit in gedagte gehad het nie, sê die persepsie van 'n mens. Kyk wat sê in Efesiërs 3. Kyk wat het gebeur toe aan Paulus verskyn is en hy hom herken het. Kyk wat gebeur. Efesiërs 3 vers 3, dat hy aan my deur 'n openbaring bekend gemaak het, die verborgenhede, soos ek tevore kortliks beskryf het. Vers 6, dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mede-deelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie. Kyk op die bord. Die res was almal medelede, want daar is nou net een liggaam. Wat is hierdie liggaam? Die liggaam van Christus, maar verskillende lede. Kyk gou wat sê vers 9, en van almal aan die lig te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van eeue af verborgen was, wat alles geskaap het deur Jesus Christus. Met ander woorde, van eeue af was dit verborgen. Almal het gedink die Jode is die uitverkorenes. Hulle is nie meer nie. Hier staan hy. Hier sit hy. Daar sit hy. En as 'n Jood hier instap en hy kom sit daar as hy deel, daar sit een liggaam. En hoe het God dit gedoen? Want onthou, hy het hier kom openbaar die ware een, wie jy eintlik is. Hoe het hy dit gedoen? Net interessant, kyk gou wat sê Efesiërs 2, vers 15. Deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, die wet van gebooie wat in insettinge bestaan het, so deur vrede te maak, die twee in homself, die twee was die heiden, die ander nasies en volkerye en die Jode, tot een nuwe mens kon skep. Kyk gou hierso, op die bord, hierso, kyk op die bord, hierso, deur sy vlees, het hy die vyandskap tot niet gemaak in werke, die vyandskap tot niet gemaak in jou vermoë, die vyandskap tot niet gemaak en jy's 'n sondaar, die vyandskap tot niet gemaak, jy moet doodgaan, die wet, die psalmsprofete in vervulling gebring, en toe saam hom opgewek word, as daar nou net een nuwe mens, 'n heerlikheid wat geopenbaar moet word, maar ons sien nie die heerlikheid nie, want ons herken hom nie as die opgewekte verheerlikte Christus nie, nou wag ons nog vir dinge wat moet gebeur. Dis die probleem waarmee ons sit. Dan sê vers 16, en albei in een liggaam met God versoen het deur die kruis, dat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. Met ander woorde, in een liggaam, die liggaam as in Christus, het God hom versoen met die wêreld. Daar is net een nuwe mens, onthou die verlede week se boodskap aan die einde toe, als afvee, en dis net dit wat oorbly, gaan kyk dit. Dis wie ons is, en dis hoe God ons sien. Dis God se persepsie van jou, maar as jy nie daai persepsie het van, dis die ware jy nie, gaan jou emosies, gaan situasies, gaan ou herinneringe, gaan omstandighede, jou boelie, dan gaan God wonder, maar waar is hy as die liggaam, as Christus, maar jy gaan bid, kom haal my, jy gaan bid, kom Here, kom haal my, waarheen moet hy jou vat? Sê vir my,
Waarheen moet hy jou vat as jy reeds klaar in Christus is? En as hy as Christus klaar in jou is, waarheen moet hy jou vat? Waarheen moet jy gaan? Ek vra, waarheen moet jy gaan? Sê een nuwe mens. So dalk moet ek en jy die Christus denke begin openbaar en manifesteer en saad plant wat 'n vrug word in jou lewe verander. En jou gesondheid en jou liggaam verander. As sy liggaam. Mag ek dit sê vanoggend? Daarom kyk wat het ek kom doen in Romeine 6. Ek lê 'n fondasie. Ek het gehoor vanoggend hulle sê as ek 'n fondasie so lê, moet hulle begin die vuur aansteek. Ek weet hulle is so halfpad. Maar ek weet nie of vanoggend so 'n fondasie halfpad is nie. Kyk hoe wat in Romeine 6. Vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons so nou in 'n nuwe lewe kan wandel. Ons so nou in 'n nuwe lewe kan wandel. Nou baie belangrik. 40 dae het hy verskyn om te openbaar die ware jy, en nog steeds was hy nie erken nie tot vandag toe. Om te erken beteken die persepsie van wie iemand as die ware jy is, die volkomme ooreenstemming as die ware, om mee bekend te raak. Jy sal Christus alleenlik erken as jy jouself kan sien soos hy jou sien. Met ander woorde, hy het vir 40 dae, net vir interessantheid, die getal 40, hy het vir 40 dae aan hulle verskyn. Toe God vir Moses sê, lei hierdie ongehoorsame Joodse volk uit Egipte uit, was hulle as gevolg van ongehoorsaamheid 40 jaar in die woestyn. Toe Moses op die berg klim, was hy 40 dae in die teenwoordigheid van God. Jesus het 40 dae gevas, so dalk beteken die woordjie 40 iets. 40 beteken nuwe lewe, groei, transformasie, die tydperk van 'n generasie. Met ander woorde, kyk op die bord. Voordat hy aan ons kon openbaar het wie ons was daar volkere, daar was nasies, daar was Jode, daar was heidene, maar met die volheid van tyd, toe vat hy die Jood, hy vat die Griek, hy vat almal, en hy plaas almal in Christus, daar is een nuwe mens. Met ander woorde, hier was die einde van die roosfamilie, hier was die einde van generasies, hier was die einde van die Jode, hier was die einde van die heidene, en toe ons opstaan, toe ons almal een nuwe mens in Christus. Maar as ons dit nie gaan besef nie, gaan daar 'n 40 jaar tydperk verbygaan, want 40 jaar beteken ook die tydperk van 'n generasie. Met ander woorde, hulle sê die tydperk van 'n generasie is 40 jaar, maar ons is almal opgewek as een nuwe mens, so jy is nie meer tyd nie, ons is nie opgewek in tyd nie, ons is nie opgewek in dimensies nie, ons is nie opgewek in wat ook al wat die arme kerk gebruik nie, ons is opgewek as een nuwe mens, om vir ewig te openbaar God in vlees op die aarde. Houd nou gedagte, jy gaan nou vir jou wys hoekom ek dit sê, wat beteken 40? Die persepsie van wie iemand as die ware jy is, die volkomme ooreenstemming as die ware, om mee bekend te raak, jy sal Christus alleenlik erken as jy jouself kan sien soos hy jou sien. Daarom, Handelinge 1. Kom, stel die storie nou op. Ons stel die storie nou op, Handelinge 1. Met ander woorde, 40 dae het in hulle verskyn. Hy kom openbaar wie hulle eintlik is. Paulus het die verborgenheid en die openbaringe ontvang en het begin dit bekend maak. En tot vandag toe word dit nie erken nie en ons glo dit nie. Want ons wag vir dinge wat moet gebeur uit onkunde omdat ons hom nie erken nie. Is dit nie groot nie? Is dit nie hartseer ook nie? Handelinge 1 vers 1. Die eerste verhaal Theophilus het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Tot op die dag dat hy opgeneem is, dat hy aan die apostels wat hy uitverkies het deur die Heilige Gees bevele gegee het. Aan wie ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het oor die dinge van die koninkryk van God. Vers 9. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem en toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat vir julle opgeneem is in die hemel sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar. Kyk op die bord. 40 dae, die 40ste dag. Ek gaan ondertoe beskryf om plek te maak. Die 40ste dag. Toe word hy opgeneem in die hemel. En hy gaan sit aan die regterhand. Nie jy nie, hy.
Hoekom? En soos die wolk hom weggevat het voor hulle oë, so het 2 manne in wit klere vir hulle gesê, soos wat julle hom sien gaan het, so gaan julle hom sien kom met 'n wolk. En hierdie tydperk was ook 40 jaar. Want omdat hierdie generasie, die Jode, nie geglo het, dit is volbring, dis wie hulle is nie, het hulle aangehou met hulle dinge, het hulle aangehou met hulle offers, het hulle aangehou met die wet, en die meeste van hierdie goed was beskryf in die Bybel, wat eintlik niks met my en jou te doen gehad het nie, want dis waar ons is, as jy uitgekom het by waarheid, en vir 40 jaar het aangegaan, en toe is daar 'n verwoesting, toe is daar 'n einde, ek kan hier skryf, 'n verwoesting. En toe dit alles afgehandel is, wat jy kan lees in die boek Openbaring, toe is dit terug vir God, soos dit was. Veronderstel om te wees op die aarde. Maar baie interessant, 40 dae na sy verskyning, is hy opgeneem in die hemel, hy gaan sit aan die regterhand. Jy sit nie saam met hom aan die regterhand nie. Ek moet regstelling bring. Net vir interessantheid, kan ek dit gou sê? Ek moet dit gou wys. Kan ek dit gou wys? Kyk gou wat sê Efesiërs 2. Net vir interessant, ons gaan nou verder gaan. Kyk gou wat sê Efesiërs 2. Efesiërs 2 sê, vers 4 sê, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered, saam opgewek, en saam dat sit in die hemel, in Christus. Luister mooi. Jy sit saam met hom in die hemel in Christus. Dit beteken, jy leef nou 'n dimensie, 'n plek van rus. Maar hy het gaan sit aan die regterhand van God. Jy sit nie aan die regterhand van God nie. Jy sit saam met hom in die hemel. Wat hy eintlik sê is, jy's eintlik in Christus, jy's 'n nuwe mens, die ou ding het verbygekom, jy het uitgekom by die waarheid, jy het ontdek wie jy eintlik is. Wow, dis hoe God my sien, dis hoe ek my sien, ek gee erkenning. So, jy's opgewek in die hemel in Christus. Hy het gaan sit aan die regterhand, dis uitvind hoekom. Kyk gou wat sê Efesiërs 4. Vers 10 sê, hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het, en bokant al die hemele, so met ander woorde, hy het opgevaar bokant al die hemele. Sê voor die grondlegging van die wêreld. Sê daar waar ons al die tyd was. Het hy net kom openbaar wie ons eintlik is. Hoekom het hy dit gedoen? Sodat hy alles tot volheid, sê herstel. Kyk op die bord. Toe hy opgevaar het hy die gedagte gehad om herstel te bring, volheid, die wederoprigting, die manifestasie van die ware, want dis net 'n heerlikheid. Dis 2025, hoekom sien ons dit nie? Want ons is nog besig met hulle einde. Ons verwag nog hierdie koms, wat 70 na Christus was. Ligjare verby. Dis wie ons is. Ons is die openbarmaking as hy in vlees. As jy hom nou wil sien kom, moet jy my sien as die openbarmaking as hy. Die heerlikheid. Ons wag vir dit. Ek hoor is naby. En is met 'n wolk. Want soos hulle hom sien gaan het, so gaan hulle hom sien kom. 40 jaar later, al daai hulle, na 2025 jaar is nie hier nie, maar hier is julle. Miskien kan julle uitkom by waarheid, dan kan ons erkenning gee as die Christus openbaar, dan bring hy hulle na julle. Here, jy moet help. Ekskuus dat ek gelag het. Kyk, hoekom was hy bo alles? Hoekom het hy ons saam met hom lewend gemaak in die hemele in Christus? Hoekom? Hoekom sit jy vanoggend hier? Hoekom staan iemand agter 'n preekstoel vanoggend? Hoekom? En hy het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing. Kyk op die bord. Tot opbouing van die liggaam van Christus, sodat ons almal kan kom tot eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Sodat ons nie meer, kyk op die bord, sodat ons nie meer, maar ongelukkig is ons as die kerk besig met die sodat ons meer, en dan gebruik ons oorloon, nou wag ons vir sy koms.
Die opdrag was om die evangelie te bring van die verheerliking God in vlees, die opgewekte verheerlikte Christus. Onthou julle verlede week, as jy nie glo hy is opgestaan en opgewek en dis nie jou prediking, jou geloof is dit te vergeefs. Want God is in afwagting, selfs die engele kan nie wag om die verheerlikte opgewekte Christus in vlees te sien. Oh, dis eintlik hoe God lyk. Dis eintlik hoe God lyk. Hulle kan nie wag nie. Hulle wag al vir 2025 jaar, maar ons wag vir sy koms met 'n wolk. Sê, soos hulle hom sien gaan het, so het hulle hom sien kom, 40 jaar later as 70 na Christus met 'n wolk. Nou moet ek 'n bietjie inkleer, net so bietjie, sê so bietjie. Matteus 16. Matteus 16. Matteus 16, sê gou vir my, gaan hy jou genees of is dit volbring uit jou klaar genees? Sê vir my, gaan hy jou opwek of is dit volbring, jy is klaar opgewek? Sê vir my, gaan hy jou lewend maak of is dit volbring, jy is klaar lewend gemaak? Wat maak dat ons dit nie sien nie? 'n bedekking, onkunde, want ons wag vir hom, terwyl hy sê, nee, ek wag nou vir julle as my liggaam om dit te doen. Genees jy nou die sieke, genees jy jouself, wek jy die dooi op, want jy is die openbaarmaking as die koms, Christus, die heerlikheid, hier is dit. Dan sê ons, nee, dit kan nie wees nie, Rudy, dit kan nie wees nie, ons wag nog vir sy, hierdie koms. Hy gaan nie weer vir jou so kom nie. Jy is nou die koms, as jy liggaam die verheerliking, uit die dooie. Hier's jy, hier's hy, hier's alles. Is dit nie verskriklik nie? Is dit nie verskriklik vir die onkunde wat het, en die goed wat ons kwyt raak, dan lyk dit soos dit lyk nie. Ons pluk die vrugte van ons eie onkunde. Matteus 16. Hoor wat sê Jesus vir hulle. Maar voor ek het verder doen, voor ek verder lees, ek wil gou vir julle wys. Ek het dit nie ingebring, maar ek gaan gou inbring. Hulle Gees ek moet inbring. Met ander woorde 40 dae, toe gaan sit hy vir hulle aan die regterhand. Jy sit nie saam om die regterhand nie. Hy, daar's 'n rede, ons gaan uit van toe kom. Maar weet julle wat? 40 dae, sê 10 dae later. Sê 10 dae later. Wat is 40 plus 10? 50. Wat beteken 50? Pinkster. Wat het toe gebeur? Kyk hoe skerp is God. Toe was hier die uitstorting van die Heilige Gees op alle vlees. Toe het hy vir almal, as almal, gekom in gees op alle vlees, sodat alle vlees, Jesaja 40 vers 5, God het gesweer, God het gesê, alle vlees sal hierdie heerlikheid sien, toe ontvang alle vlees, dieselfde tipe, wie hy is, wie eintlik jy was en is, soos voor die grondlegging van die wêreld, sodat hierdie manifestasie in jou kan openbaar, die waarheid, die verheerliking, om jou sterflike liggaam lewend te maak. Hier is God in vlees, die heerlikheid. Hoekom moes hy dit so doen? Johannes 12:24 sê, as die koringkorrel nie in die grond geval het en gesterf het nie, as hy alleen gesterf het en hy het alleen opgestaan en hy was alleen, was daar nie baie nie, was hy net een. Daarom moes hy alles kom volbring, toe word hy opgewek, toe openbaar hy in almal wie hulle is, en toe 10 dae later, as 50 Pinkster, is daar die uitstorting van die ware in almal, sodat almal kan openbaar wie God is, as gees, in vlees, die verheerliking. Dit was die rede. Daarom net vir interessantheid gehou, so as jy wag vir iemand, as jy wag vir 'n tweede koms, hy het lankal vir jou gekom as in jou, as eintlik openbaarmaking as jy wie hy is. So hy wag eintlik vir jou om te kom. Wat het eintlik hier gebeur? 10 dae later is Handelinge 2 Pinkster, dis ons Pinkster vier. Weet jy wat is hartseer? Ons vier vandag Pinkster naweek en ons vier die opstanding as 'n gebeurtenis, as 'n vakansiedag vir iets wat eendag moet gebeur, terwyl ons al vir 2025 jaar in ons erfenis is, as die manifestasie as dit, maar omdat ons nog besig is nie met waarheid en om erken nie, kan ons mekaar nie erken nie en manifesteer ons 'n onkunde as dood en siekte en spanning en stres en nonsens en alles moet vergaan. Terwyl uiteindelik was die wederoprigting, die herstel, die volheid, is openbaar. 3 dae as 'n opstanding. Hoe verskriklik. Daarom, dieselfde Gees, wat hom uit die dode opgewek het, is 50 dae na dit uitgestort
in alle vlees, om alle vlees lewend te maak. As erken verheerliking, hier's God in vlees. Hy wys in die week van my so iets moois. Kan ek maar dit gou bring? Hy wys in die week van my iets so fantasties. Kan ek gou vir jou wys? Ek gaan nou verder preek. Ek gaan nou by Matteus 16 kom. Onthou my Matteus 16. Kyk gou wat sê Johannes 16. Hy sê vir my iets moois in die week. Johannes 16 vers 20. Kan ek dit maar gou inbring? Ai, dis mooi. Johannes 16 vers 20 sê hy vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, voor die kruis. Hy sê vir disippels, voorwaar ek sê vir julle sal ween en rou bedryf, maar die wêreld sal bly wees, en julle sal bedroef wees, maar julle droefheid sal in blydskap verander. 'n Vrou het droefheid wanneer sy baar, omdat haar uur gekom het. Maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan haar benoudheid nie, om die blydskap dat 'n mens in die wêreld gebore is. Julle dan ook nou droefheid, maar ek sal weer en julle sal weer sien, en ek sal julle weer sien, en julle hart sal bly word, en niemand neem julle blydskap van julle al weg nie. Hy vergelyk dit soos 'n vrou in baringsnood wat geboorte skenk. En hy sê vir my, wanneer 'n vrou geboorte skenk, en die tyd is daar, jy kan dit nie stop nie, jy kan dit nie keer nie. Wat is die teken dat hy baba hier is? Die vrou se water breek. Hy sê vir my, gaan na Johannes 7 toe, gaan na Johannes 7 toe, ons gaan Johannes 7 toe. Vers 38. Johannes 7:38. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die se ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was nog nie daar nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was. Ek hier op die bord. Toe Jesus opgewek word as verheerlik, 50 dae later stort hy die Gees uit in ons almal, sodat net aan ons openbaar kan word, soos asof in ons, vir die wat glo sal strome, so asof jou water gaan breek en die Christus in jou, as jy geopenbaar gaan word verheerlik. Jy is die geboorte van die nuwe, die ware jy. Dit was die Heilige Gees se rol, om dit vir my en jou te doen. Waarmee was ons als besig? Dit is nou 2025 jaar, en ons is nog steeds swanger, en ons is swanger, en ons is swanger, en ons is swanger. Mag hierdie bediening sy water breek. Nou Matteus 16. Met ander woorde, ons gaan gou kyk na, soos julle hom sien gaan net aan die regterhand, soos julle hom gesien, ons moet gou uitvind, hoekom? Want ons wil uitvind, wat is die verskil, waar hy gekom het met die wolk, en die openbaarmaking, as die verheerliking, as die liggaam van Christus in vlees, wie ons eintlik is. Kyk nou wat sê vir hulle Matteus 16. Hy sê vir hulle Matteus 16, vers 27, want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie. Kyk op die bord. Voor die kruis sê hy vir hulle, hy verseker hulle, hier's van hulle wat hier staan, wat sal sien die manifestasie as hy kom in wolke en krag en heerlikheid, omdat hulle ongehoorsaam was, omdat hulle dit nie geglo het, omdat hulle aangehou het, toe gesit in die regterhand en 70 na Christus toe kom hy vir hulle. Hulle het dit gesien. Hoeveel jaar is dit terug? Niks met ons te doen nie. Sê niks met ons te doen nie. Kyk wat sê Markus 14. Dit is goed dat ek al stikking gepreek het in ons bediening, maar ek bring dit weer en mense het gevra. Kyk wat sê Markus 14. Markus 14. As jy sy koms verwag en sê sy koms is naby en hy gaan jou kom haal, het jy nie idee wie hy is, het jy nie idee wie hy is nie. Bly eerder stil, sit op jou stoel en ontvang vir 'n slag die waarheid. Markus 14. Jesus voor die Joodse raad, maar hulle gaan hom verhoor. Kyk wat sê Markus 14:58. Ons het hom hoor sê, ek sal hierdie tempel wat met hande gemaak is afbreek en in 3 dae 'n ander tempel bou, die ware, wat nie met hande gemaak is nie, nog gesels wel in mekaar. Vers 60, toe staan die hoofpriester in hulle midde op en hy vra Jesus en sê, antwoord u niks nie, wat getuig hierdie manne teen u? Maar hy het stil gebly en geen antwoord gegee nie. Weer stel die hoofpriester hom die vraag en sê vir hom, is u die Christus, die seun van die geseënde God? Hoor wat sê hy vir hulle nou? En Jesus sê, ek is. Hoor wat sê hy? En u almal daarteenwoordig, en u almal sal die seun van die mens aan die regterhand van die krag van God sien sit en kom met wolke van die hemel, sê hulle. Sê,
Nie julle nie. Dit is wat ons het doen nie. Dit was hulle. Dit was hulle. Hoor wat sê Jesus vir hulle in Matteus 5. Hoor wat sê Jesus vir hulle in Matteus 5. Hoor wat sê Jesus vir hulle in Matteus 5, vir hulle. Matteus 5 vers 17. Moenie dink ek het gekom om die wet of profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, wat beteken dit toe Jesus vir die Jode dit sê? Want hy praat met die Jode, hy praat hulle taal. Wat beteken dit as jy vir die Jood gesê het, die hemel en die aarde sal verbygaan? Dit het verwys na hulle tempel in Jerusalem, met al die goud, was hulle hemel op aarde. Wat Jesus eintlik vir hulle gesê het is, hy het eintlik vir hulle gesê, want voorwaar ek sê vir julle, voordat julle die aardse tempel op die aarde wat julle gebou het in Jerusalem vernietig verbygaan, sal nie een jota of een titel van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Kyk op die bord. Omdat hulle nie geglo het, dit is volbring nie. Hy het die wet volbring, omdat hulle nie geglo het, hy het in 3 dae daai tempel afgebreek en ons is opgestaan as die nuwe tempel, die liggaam, een nuwe mens nie. Het dit wat verbygegaan het, wat hulle nie geglo het as volbring nie, het 40 jaar later alles hier met hulle gebeur as 'n verwoesting. En toe het hy vir hulle gekom. Hoekom het hy toe vir hulle gekom? Met 'n wolk en krag en heerlikheid vir hulle, want dit was toe die einde van 'n tydperk van 'n generasie, weer eens 40 jaar, want dis eintlik die waarheid, die begin. Wie ons nog al die tyd was, dat as ons besig was met waarheid vanaf die opstanding, ons lankal die verheerliking gesien en beleef het. Hierdie aarde sou vandag anders gelyk het, as ons besig was met waarheid. Maar ons as die kerk het presies dieselfde gedoen as die Jode, en nou in 2025 jaar later, glo ons hierdie goed, en ons wag nog vir die einde, waarvan 3/4 van die Bybel dit beskryf het, en ons glo die goed. Daarom het jy verligte oë van die verstand nodig. Onderskeiding van gees, want dit gaan alles oor die verheerliking as die opgewekte Christus. Hoor jy ooit die opgewekte verheerlikte Christus word gepreek? Jy hoor dit nie, want hulle wag nog vir sy koms dan. Maar hierdie koms, 70 na Christus met 'n wolk, en die verheerliking van God in vlees, is noord en sy, 2 verskillende goed. Jy is dit reeds, en dis al lankal verby. So waarvoor wag jy? Is dit nie verskriklik nie? Hoekom het hy gaan sit vir hulle aan die regterhand? Hoekom? Kyk wat sê Handelinge 5. Kan almal dit sien? Kyk wat sê Handelinge 5 gaan. Hoekom moet hy gaan sit vir hulle aan die regterhand? Nie vir jou nie, vir hulle. Hoekom? Hoekom moet hy gaan sit vir hulle aan die regterhand? Handelinge 5. 31. Hom het God as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog, luister mooi, om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk, en nie aan jou nie, want jy is nie Israel nie. Jy is ook nie meer 'n heiden nie, hier's net een nuwe mens. Hy het gaan sit aan die regterhand om vir hierdie ongehoorsame Jode bekering, om anders te begin dink, te bring, maar weer eens was hulle ongehoorsaam, en 40 jaar later, as 70 na Christus, toe kom hy vir hulle met krag in 'n wolk, in koninkryk manifestasie, as dis verby, dis volbring, dis die verwoesting. So as God na almal kyk, as God na die wêreld kyk, sien God net een nuwe mens. Wat sien ons? Hoe sien ons mekaar? Wat sien ons van mekaar? Hoe sien jy jouself as hy geopenbaar in vlees? Is dit nie verskriklik nie? Daarom kyk wat sê Hebreërs 10, hoekom moet hy gaan sit aan die regterhand? Hebreërs 10 vers 12, maar hy het nadat hy een slagoffer vir sondes gebring het, gaan sit aan die regterhand van God, en hy wag nou verder, totdat sy vyande gemaak is, 'n voetbank van sy voete. Kyk op die bord, hy het vir hulle gaan sit aan die regterhand, en hy het gewag, totdat sy vyande gemaak is, 'n voetbank van sy voete. Wat is sy voete? Wie is sy voete? Die liggaam. Wie is sy liggaam? Ons. Hy sê, die hemel is my troon, en die aarde is die voetbank van my voete. So hy het gewag vir hulle, om uit te kom by dis volbring, maar het aangehou, en toe is daar vir hulle 'n verwoesting. God het nie die verwoesting gebring nie. Die wet, dit wat hulle in Deuteronomium 28 gevra, die vloeke, het hulle self ingehaal. Niks met ons te doen nie, want as jy nie gaan glo, luister nou kerk, as jy nie gaan glo, deur sy wonde is jy genees, dis volbring nie, kan siekte en wat ook al jou boelie, omdat jy nog nie die vernuwe denke as Christus het nie. Met ander woorde, so ek so radikaal is by skete en nonsens, want dis nie wie ek is nie. Met ander woorde, hy het gaan sit in die regterhand, hy het gewag vir hulle, om hulle te bekeer, om tot eenheid te kom, as die ware, en ons weet dit het nie gebeur nie. En 70 na Christus was dit die manifestasie, as die verwoesting, die tempel in Jerusalem was afgebreek, 3 miljoen Jode is gedood, dit was verskriklik.
Die stad is in 3 dele verdeel, want dit gemanifesteer as sy koms met 'n wolk. Sê saam met my met 'n wolk. Want soos hulle hom sien gaan dit, so gaan hulle hom sien kom. Moet dit of het dit? Dit het. Wat was die vyande? Kyk gou wat sê Hebreërs 10 vers 5. Wat was die vyande? Die vyande was dit. Daarom sê as hy in die wêreld inkom, luister mooi, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie. Kyk op die bord, maar iets vir my liggaam berei. Met ander woorde, hulle het aangehou met hulle offers. Hoekom was hy as lam geslag die laaste offer? Want God het aan hulle kom wys in Jeremia 7 sê God vir hulle, ek het nog nooit vir julle gesê om diere te offer nie. God sê ek het nie behaag in julle offers nie. Toe kom Jesus as lam, as die laaste offer, om vir te sê, jy het nie 'n offer nodig nie. Ek en jy is gebore in dit, as die ware, as die nuwe. Maar toe hou hulle aan met hulle offers, hulle hou aan, hy gaan sit aan die regterhand, met die begeerte, dat hulle tot inkeer moet kom, hulle kom nie tot inkeer nie, en 70 na Christus toe manifesteer alles, as die verwoesting, as die einde, dis verby, terwyl dit alreeds daar volbring was. Met ander woorde, ek en jy kan 'n lewe as nie volbring nie, dan is daar in ons lewens dinge wat gebeur, wat eintlik 'n einde bring. Kan ek het maar so sê ook. Mag daar? Kan ek maar so sê. Met ander woorde, kyk gou, wat was die vyand? Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar iets vir my liggaam berei, brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is vir my geskrywe om u wil te doen, nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondoffers wou u nie hê nie, het u nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word. En hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God, ek kom neem die eerste weg om die tweede te stel. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. Kyk die bord. Hierso. Het hy gekom om die Vader se wil te kom doen, toe kom neem hy die eerste dinge weg om die tweede te stel. Toe hou hulle aan, toe gaan sit hy vir hulle aan die regterhand, sodat hulle moet tot inkeer kom. En ons weet 40 jaar later, as die einde van daai generasie, daai ongehoorsame generasie, was hier verwoesting, toe kom hy vir hulle. Soos hulle om sien gaan het, so het hy vir hulle gekom, in krag en in heerlikheid. Kyk gou waar het hy vir hulle gekom, met 'n wolk, in krag en heerlikheid. Kyk wat sê Openbaring 1. Kan almal dit sien? Want ek gaan dit nie weer preek nie. Ek stap weg vandag van dit af, want dit is nie meer by ons op van toepassing nie. Kyk wat het gebeur. Openbaring 1, die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon, wat gou moet gebeur, sê gou. Dis nou 2025 jaar later, en ons wag vir dit wat gou moes gebeur. Ek gaan nou vir jou wys, waar was die gou? Vers 2, wat getuig het van die woord van God, en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor, en bewaar wat daarin geskryf is, want die tyd is naby. Toe Johannes op die eiland Patmos hierdie skryf, was die tyd naby, sê die tyd was naby. Kyk gou wat sê Petrus oor dit, kyk gou wat sê 1 Petrus 4. Net vir interessantheid gou, die boek Hebreërs was geskryf vir dieselfde groep mense waarvoor Petrus geskryf het. Dit was nie ons nie. En dit wat Petrus hier geskryf het was, waar is hierdie kruit? Ek gaan so mee gebruik. Onthou 70 na Christus. Dit wat Petrus hier geskryf het was so 65 na Christus. Met ander woorde so 5 jaar later, toe gebeur al die dinge waarvoor die meeste nog wag, sy koms is naby. Oh my soul. En hoor wat sê Petrus. 1 Petrus 4 vers 7 sê, en die einde van alle dinge is naby. Wees ingetooi en nugter om te kan bid. Vers 17 sê, want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God, en as dit eers by ons begin het, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam was? Sê einde. Sê so 5 jaar voor dit, sê Petrus dit. Kyk op die bord. Ek en jy wat by waarheid uitgekom het, wat behoort aan die verheerlikte opgewekte Christus. Ons is nie by 'n einde nie, ons is die begin. Ons is die begin van die herstel. Ons is die begin van alles. Ons is die begin van wederoprigting. Ons is die manifestasie, God in vlees, die verheerliking, en alles wag en reageer op ons. As jy nog nie uitgekom het by waarheid nie, en jy is besig met hulle dinge, dan wag jy vir 'n einde, dan gebruik jy die nuus. Hoekom lyk die wêreld so? Hoekom is daar oorlog? Hoekom reageer Trump so? Hoekom reageer ons regering so? Omdat ons in ons eie wellus, in ons eie dinge veroorsaak. Dan gee ons vir God die skuld, dan gebruik dit as tekens, Jesus gaan kom.
Hoe hartseer, ons eie begeertes, omdat ons nog nie uitgekom het by wie ons eintlik is waarheid nie, omdat die kerk dit nie preek nie. Ons wag vir nonsens wat ons geskep het, dan gebruik ons die nonsens, dan sê daar's die teken, maar ons skep die teken. Hoe meer jy profeteer einde, hoe meer jy profeteer storms, hoe meer is daar storms, hoe meer is daar profesie oor dit, want dit is eintlik ons wat dit moet herstel. Ons is eintlik die wederoprigting vir alles, want ons is God in vlees, die koms as die verheerliking, hier is hy. Daarom kyk ons Openbaring 1 nou. Kyk wat het gebeur. Openbaring 1 vers 7. Openbaring 1 vers 7. Kyk, hy kom met wolke. En elke oog sal hom sien. Sê elke oog. Ek gaan nou vir jou verduidelik wat beteken. Ook hulle wat hom deursteek het. O gats, waar het hulle hom deursteek? Op die kruis. Kyk die ironie. Die wat hom op die kruis deursteek het hom sien kom met wolke. Sê 40 jaar later. Met ander woorde, kom ons sê, daar was oukies wat so 18 was, wat hom deursteek het, 18 plus 40, is 58. Toe hulle 58 was, toe kom hy vir hulle met 'n wolk, en wolk en krag en heerlikheid. Nou kom ons vandag, nou wag ons met dit. Sê dis om van te lag. Kyk, hy kom met wolke, en elke oog sal hom sien. Ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde, as jy gaan kyk, hy woordjie aarde beteken 'n nasie, dit is verwys na Jerusalem, dit is verwys na Judea, dit is verwys na Samora, dit is verwys na Caesarea, al die plekke, die omgewing, en hulle sal rou bedryf, ja, amen. So wat het hy gekom, en nou sê die woord uitgekom met 'n wolk, soos ons sien gaan het, so het hy gekom, daai wolk was nie 'n fisiese wolk nie, waarna daai wolk verwys. Kan ek gou vir jou net dit wys? Kom ek verduidelik gou vir jou wat is hierdie manifestasie as koms in Grieks. Kom ek wys gou vir jou dit. Ek gaan vir die woorde bring. Sy koms as verheerlik opgewek uit die dode word beskryf as in en deur mense. Dit is die epipania 2015 en beteken 'n verheerliking, 'n verligting in en deur mense. Dit is Apokalipsis 6:02 en Christus die ware jy sal geopenbaar word. Dit beteken die ontdekking, die bedekking en onkunde word weggeneem en Christus die ware jy word geopenbaar. Dit is parousia 3952 en beteken Vader God as gees het teenwoordigheid sigbaar in 'n mens as verheerlik, God in vlees, die Christus. Hier is hy. Dis wat dit eintlik is. Kyk gou wat jy 2 Tessalonisense 1 vers 5. As jy 'n koms wil verwag, is die enigste plek waar hy nou kan kom vir jou, is 2 Tessalonisense 1 vers 5, en dan gaan ek afsluit met die wolk, net vir interessantheid, as jy gewonder het, dis toe nie hierdie reënwolke nie, want as hy weer hier pak, en die donder weer, in my kind bly benoon nie, is hy selfe wolkie daar vir hulle nie. Sê gou vir my, as ons gaan uitkom by waarheid, en hy gaan in en deur ons manifesteer as verheerlik, dink jy elke oog gaan hom sien dan, verseker. Want daar is net een liggaam, maar ons is verskillende lede, net vir interessantheid. Maar as jy 'n koms verwag nou, al koms wat daar sal wees, is 2 Tessalonisense 1 vers 10, wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges, en bewonder te word in almal wat glo, in daardie dag, want ons getuienis het by julle geloof gevind. Is al koms wat daar sal wees vir jou, is in jou, die verheerliking. Sê in daardie dag, sê, maar wat van daai dag? Jesus is in gesprek met hulle in Johannes 14, hy sê vir hulle, in die dag, wat sal gebeur in die dag, as jy sy koms verwag, want hy gaan in jou verheerlik word. Hy kan nie kom van buite af, dis in jou. Wat van hierdie dag, sê in die dag, net vir die lekkerte, want die tyd is min, ek sê ek het kort gepreek, kyk wat sê Johannes 14, in die dag, hoor wat sê Jesus vir hulle, Johannes 14 vers 20 sê vir hulle, in die dag sê hulle weet dat ek in my Vader is, en julle in my en ek in julle, o gats, waar is alles in jou? Vers 23 sê hy, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief is, sal my woord bewaar, my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en ons sal by hom woning maak, o gats, sê saam met my, o gats. So as jy 'n koms verwag, die enigste koms sal nou wees, die verheerliking in jou as jy. Daarom sê Paulus in Kolossense 3, vers 3, hy sê, ons het gesterwe, ons is saam Christus verborge in God. Wanneer Christus wat nou jou lewe as openbaar word, sal jy as Christus in heerlikheid geopenbaar word. Dis waarvoor ons wag. Maar ons wag nog vir hierdie koms. Soos hulle hom sien gaan het,
Selfs die wat hom deursteek het dit nie gesien. 40 jaar later. En het gekom met 'n wolk. Wat was hierdie wolk? Wie wil weet? En ek sluit af. Hebreërs 12. Vers 1. Hebreërs 12 vers 1 en ek sluit af. Daarom, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Sê die sonde. Kyk op die bord. Die Hebreërs skrywer sê, terwyl ons so 'n wedloop het, wat was hulle wedloop? Hulle was op pad na 70 na Christus. Want dit was geskryf so 67 na Christus, so 3 jaar oor nog. En sonde, sê sonde. Sê maar hier in Christus, heilig, geen sonde. Sê, wat soek jy daar? Wat was hierdie wolk van getuies? As jy Hebreërs 11 lees, net voor Hebreërs 12. Hebreërs 11 sê, die aard van die geloof en voorbeelde uit die Ou Testament. In die Ou Testament was daar manne en vroue wat in hulle eie vermoë, hulle eie werke, hulle probeer regverdig het. Maar hulle het almal dood gegaan en hulle was almal bewaar in die doderyk. Maar God se belofte aan hulle was, ek sal julle grafte oopmaak, ek sal my gees in julle gee en my gees sal julle lewend maak en ek sal julle uit julle grafte laat uitkom. En toe Jesus op die kruis uitroep, dis volbring, toe gaan hulle grafte oop, almal wat hulle self probeer regverdig het in hulle eie vermoë. En toe Jesus opstaan, toe staan hulle almal saam met Jesus op en hulle verskyn in die stad Jerusalem. En toe vorm hulle die wolk van getuies. Wolk beteken, dis soos toeskouers wat op 'n paviljoen sit en 'n wedstryd dophou. So hulle het vir 40 jaar die wolk gevorm en hulle het gewag totdat die hoofwedstryd, die finaal gespeel word. As dit verby, toe kom hy saam met hulle as die wolk van getuienis om te bespeer en te sien. Uiteindelik na 40 jaar was dit alreeds volbring, sodat almal hulle posisie kan inneem as verheerlik 'n liggaam, almal een in Christus. Dis wat hy wolk eintlik beteken. Nou vandag kom ons, dan sê ons, my geliefde pa is in die wolk van getuies. Daar is nie meer 'n wolk van getuies 70 na Christus nie. My geliefde pa het net ontslaap in Christus, is al. Daarom hoor wat sê Paulus vir hulle in 1 Tessalonisense 3. Hierdie goed is my lewe. Hoor, ekskuus as ek 'n bietjie opgewonde raak. Hoor wat sê Paulus vir hulle in 1 Tessalonisense 3. Hoor wat sê Paulus vir hulle. 1 Tessalonisense 3. Hy sê sodat hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid voor ons God en Vader by die wederkoms van ons Here Jesus Christus met al sy heiliges. Wie was al die heiliges? Sê die wolk van getuies. Waar was die wederkoms? 70 na Christus. Sê vir my, wag ons vir 'n wederkoms of wag ons vir die openbaarmaking as die verheerliking God in vlees? Hier is hy. Waarvoor wag ons? Want as jy 'n wederkoms verwag, as jy enigstens 'n koms verwag, gaan nie meer vir jou daarvan af kan kom nie. Hy's in jou, hy gaan net jou verheerlik as hy, hier is hy. Amen. Amen. Gee die Here 'n lekker lofoffer vir dit.